Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer jy die woord vas hoor, voel jy dalk oorweldig. En dit is verstaande, want in die wêreld waarin ons leef, is dit byna ongehoord vir mense om enige iets op te offer. Dit is asof vas iets is wat net verlore gegaan het. En die meeste kerke praat nie eens meer daaroor nie. Hoewel vas 'n groot opoffering kan wees, is dit baie kragtig. Jou geloof sal nuwe hoogtes bereik wanneer jy begin vas. Vas is nie net vir supergeestelike mense nie. Nee, vas is vir doodgewone mense wat besef dat hulle God brood nodig het. Vas is egter nie 'n manier om God te manipuleer om te kry wat jy wil hê nie. Jy kan nie die seëninge en guns van God verdien nie. Dit is die genade van God wat daardie seëninge vrystel. Vas maak eenvoudig net jou hart gereed vir wat God ook al in jou lewe wil doen. Dit maak jou nederig en herinner jou aan die goedheid van God. Dit versterk ook jou vertroue in God. Vas is ook 'n daad van aanbidding. Jy bied jou liggaam aan as 'n lewende offer. As jy vas, probeer jy om nie te fokus op die kos wat jy nie kry nie, maar jy hou jou gedagtes besig met God en jy soek hom. Soms gaan daar tye wees wat jy lus gaan voel om op te gee. Maar die woord sê in Filippense 1:6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. As jy begin, kan jy God vertrou om jou te help om dit te voltooi. Jy werk saam met die Heilige Gees in hierdie daad van aanbidding, en hy sal jou die genade en krag gee om dit deur te sien. Onthou dat wanneer jy vas, moet jy ook bid. Om te vas sonder om te bid, is net om sonder geen rede honger te ly. Vas en gebed sal jou geestelike waaksaamheid verhoog. Bybelstudie sal vir jou lewendig word, en God se planne sal ook vir jou duideliker word. Jy sal ook 'n honger kry na meer van God. Here, toe U met die bergrede met U disippels gepraat het, het U vir hulle gesê, wanneer julle vas. Nie as julle vas nie. Wat wys dat vas iets is wat ons moet doen. Net soos wat U kinders beveel om hulle ouers te gehoorsaam, beveel U ons as U kinders om U ook te gehoorsaam. Help ons om ook gehoorsaam te wees, deur opsetlik tye eenkant te sit om te vas. In Jesus naam bid ek dit. Amen.